Soos ek gesê het, Willie, Janko, ek het gedink om my vader te moes begrawe, was moeilik. Om 'n jong kind in die vleuer van haar lewe te moet begrawe, iets anders. Ek dink daar kom 'n geleentheid, en hier sit verskeie predikante wat ek daarom ken. Ek dink daar kom 'n geleentheid in elke predikant se lewe wat jy eintlik nie kan sien vir dit wat nou voorhande lê nie. En vandag is so 'n geleentheid. Maar dis 'n groot voorreg, maar bly 'n geleentheid waar jy wens jy kon iemand anders vra om namens jou dalk die taak te verrig. En die rede daarvoor, geliefdes, is eenvoudig. Om vir Chrisaan vanoggend te troos en te lei is amper soos om jou eie kind te moet begrawe. Daarom kan ek nie onbetrokke wees nie, en is die emosie ook maar vlak, en daarom vra ek dat u my sal vergewe as die emosie my dalk oorspoel deur die loop van die prediking. Ek wil nie vandag oor hartseer preek. Daar is soveel geleenthede in die woord van God wat ons moet juig en wat ons met opgewondenheid kan benader, en meer nog vanoggend. En as ek so kyk na die mense wat hier sit, baie gesigte wat ek ken van baie jare gelede, wonderlike voorreg om julle almal te sien, baie gesigte wat ek nie eers meer ken nie. Mense wat kinders was toe ek hier weg is, en wat vandag met hulle mans en hulle aanhangsels hier sit, dan besef 'n mens die lewe gaan aan. Kom ons wees maar met mekaar eerlik vanoggend. In tye soos hierdie kan niemand werklik iets sê of 'n towerwoord uit die woord van God lees wat die hartseer en die verlange en die seer sommer net gaan wegvat. Met Chrisaan se afsterwe was daar nie woorde nie. Toe ek Willie op die lughawe gaan haal vir hom in Janka, toe sê ek vir hom, Willie, ek het nie vanaand vir jou woorde nie, maar my gebede is baie. Daarom kan ons liewer praat oor die lewe. En dis eintlik baie maklik om vandag te praat oor die lewe. Met Chrisaan was dit ook so. En kom ek verduidelik, en ek het dit nooit eers met Willie of Janka of met niemand bespreek nie. Maar op 'n dag, toe ek weer hier by Willie aangekom het, nie met huisbesoek of iets nie, ons was in Mariental en ek het sommer net gaan 'n draai maak. Toe kom klein Chrisaan, en daai tyd was sy nog klein. Toe kom sy so na my toe, sy kom staan so by my en sy sê, oom Dominee, ek sê ja, is Haantjie. En sy sê vir my iets wat my daardie dag tot stilstand geruk het. Iets wat ek dink elkeen van ons dalk al oor gedink het, maar wat ek nooit so intens oor gedink het nie. Sy sê vir my, Dominee, ons is mos hier op aarde om te lewe. En ek het die kind so verbaas aangekyk, so klein, so opreg, so eerlik, so onskuldig. Dominee, ons is mos hier om te lewe. En dan wil ek bysit, nie om dood te gaan. En dis presies wat hierdie 3 gedeeltes wat ons uit die woord van God gelees het, vanoggend vir elkeen van ons wil kom sê. In die 3 gedeeltes wat ek gelees het, word die woorde sterf en sterwe 'n hele klomp keer gebruik. Maar as ons mooi na die gedeeltes kyk, as ons mooi daaroor gaan nadink, dan praat hierdie gedeeltes oor lewe. Lewe in Jesus Christus, ons Here. In Filippense 1 sê Paulus dat hy nie bang is om dood te gaan nie. Dit sal vir hom sleg wees, want om te lewe beteken vir hom Christus. Maar dan sê hy dadelik, om te sterf aan die ander kant, sal ook nie sleg wees nie, want om die waarheid te sê, as ek tussen lewe en dood moet kies, sou Paulus seker sê, hy weet nie regtig watter een om te kies nie. In 2 Korintiërs hoofstuk 5 sou ons natuurlik sommer graag dadelik hier wil pad gee en by die Here wees. Maar op die ou end maak dit nie saak nie. Want wat werklik saak maak is dat ons doen wat God van ons vra.
Liewe broer en suster in ons Here Jesus Christus, as ek vanoggend vir u moet vra en vir myself moet vra, doen ek wat God van my vra? Wat sal ons antwoord wees? En hoekom vra ek hierdie vraag? Romeine 14 sê so baie mooi, onthou nie een van ons leef of sterf vir onsself nie. Nee, ons almal staan voltyds in diens van ons Here Jesus Christus. Daarom, of ons lewe en of ons sterwe, ons moet voluit lewe. Ons moet doen wat God van ons vra. Al is dit hoe moeilik. Letterlik, alles wat ons doen, moet die eer van die Here in gedagte gehou word. Want hoekom? Die Bybel sê, of ons dan lewe, of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. Het ons al ooit daaraan gedink? Waar ek daar in die rooi duine agter my skape aanry, ek behoort aan die Here. Dominee, daar waar ek op die kansel staan, ek behoort aan die Here. My vrou, my kinders is vir my geleen. Ek behoort aan die Here. Is ons al daar? Is ons al by die punt wat alles wat ek doen tot eer van die Here is? Die ou vertaling sê dit so pragtig. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ek dan lewe en of ek dan sterwe, ek behoort aan die Here. En dan sê hy in vers 9, hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies, maar ook van die lewendes. En hierdie laaste vers is vir ons die sleutel. Ons kan voluit lewe, want ons behoort aan die Here. En hoekom behoort ons aan die Here? Omdat Jesus deur sy lewe en sy sterwe dit vir ons moontlik gemaak het om aan die Here te behoort. Daar is mense in die alledaagse lewe wat so bang is vir die dood, dat hulle eintlik bang is om te lewe. En dan is dit tragies dat hulle uiteindelik doodgaan sonder dat hulle ooit voluit gelewe het. Willie Krizaan, Janka Krizaan was nie so iemand. Krizaan het voluit gelewe. As sy 'n ding aangepak het, het sy voluit gegaan. Of sy dit kon regkry of nie, was nie vraag belangrik nie. Maar sy het voluit gelewe. En daarom het Krizaan vir ons die voorbeeld kom stel om voluit te lewe. Willie, Janka, Ilde, naastes, ouma Poppie, ouma Lala, die res van die familie. Ek kan met groot gemaklikheid in my gemoed vanoggend sê, Krizaan sou vanoggend vir julle sê, treur, maar lewe voluit. Lewe tot eer van julle Here. Wat ons doen, moet ons doen om God te behaag. Of dit agter my skape is, of dit agter my beeste is, of dit op die lande is, of dit by my werk is. Wat ek doen, moet ek doen om die Here te behaag. En dit, geliefdes, vra geloof. Dit kan ek met 'n oop gemoed vanoggend sê, dit is die geloof waarmee Krizaan gelewe het. Dit is wat verskoning. Dit is wat sy met haar woorde, maar ook met haar dade, met haar lewe geleef het. Dis wat sy verkondig het. Dit is wat sy geleef het. Dankie, hier is water. Baie dankie. Sy het ons geleer, ten spyte van die terugslag, en ek hoef nou nie in besonderhede in te gaan nie, julle sal dit presies weet, het Jaantjie vir ons kom leer, dat die lewe eintlik 'n fees is. Dat dit 'n genadegawe uit God se hand is, dat ek en jy die voorreg het, om te kan lewe. Ek praat met my ou maat, nadat ons geland het, en Ilde ons baie veilig hier aangebring het,
praat ek met ou Willie en hy sê vir my, weet jy Herman, hierdie ding het vir my gewys, hoeveel mense is daar wat omgee. En ek het myself voorgeneem om nooit weer iets slegs of leliks van iemand te sê nie. Want hulle van wie ek dit die minste verwag het, het my ongekend bygestaan. Vir u wat dit is, wat dit gedoen het, wat dit vir Willie daar was, Annemarie en Piet, het hulle gesien inkom, ek weet nie waar sit hulle. Dat ek toe Willie my dadelik laat weet, en ek weet, Dominee Albert is nie beskikbaar nie, is die eerste gedagte wat in my opkom, iemand moet by Willie en Janka uitkom. Dankie Annemarie, dankie Piet. Is julle? Het julle gesien inkom? Sit julle. Dis omdat Gerard se hemp bietjie blink, dat ek julle nie sien daar agterom nie. Baie dankie, dat daar mense soos julle vir wie 'n mens kan vra, en wat altyd bereid is, om te help. Dit is 'n teken van lewe in volheid. En dit is hoe ek Chryzaan graag sal wil onthou. Nie net om te dink daaraan dat sy nie meer hier is nie, maar om te onthou hoe sy gelewe het. Hoe sy die lewe, wil ek amper sê, gevier het. Dit was vir haar lekker. Of anders gesê, daar is net een manier hoe ons Chryzaan se nagedagtenis vanoggend kan eer. En dis te lewe, om te gaan lewe, om hier uit te gaan, ook daar na die oop graf toe. Maar om te gaan lewe, soos Chryzaan gelewe het. Jy weet, as 'n mens mooi daaroor nadink, is 'n begrafnis vir ons 'n baie hartseer aangeleentheid. Bloot vir die finaliteit wat daarmee gepaard gaan, maar eintlik is 'n begrafnis 'n heuglike gebeurtenis. Geliefdes, waarvoor is u en ek op aarde? Primêr op aarde, om God te eer en te loof. Om dit wat hy van ons vra te doen. Ek en jy poog nog om uit te kom by dit wat God vir ons beplan. Chryzaan het dit bereik. Op die jeugdige ouderdom van 20 jaar en 2 weke het Chryzaan daardie volmaaktheid bereik en die Here haar kom haal. Ons gaan vir Chryzaan verseker mis. Dis logies. Willie, Janka, Ilde, moenie die trane terughou nie. Moenie die emosie onderdruk nie. Ouma Poppie, ouma Lala, huil as die emosie daar is, huil. Dis die Here se manier om vir ons hierdie goed te laat verwerk. Maar ons eer haar gedagtenis en ons onthou haar so goed as wat ons kan, elke dag te leef, voluit te leef. Ou maat, mag die Here vir jou en vir Janka en vir Ilde in besonder die krag, die genade, die wysheid, die insig gee om so te lewe soos wat Chryzaan vir julle gewys het, tot eer van God, tot verheerliking van sy naam, tot uitbreiding van sy koninkryk hier op aarde. Amen. Kom ons bid saam. Sit net so, dan bid ons saam. Here onse God, hoe wonderlik om ook in ons diepste hartseer, ons troos en ons hoop en ons verwagting in u woord te kan vind. Here, want u is almagtig, u is alomteenwoordig. Here, u is die gewer van lewe, maar u is ook die nemer van die lewe. Dankie Here, dat Willie en Janka en Ilde in besonder, maar ook die familie kan treur soos gelowiges. Kan treur soos gelowiges. Ja, dat die hartseer daar is, dat die finaliteit daar is 'n gegewe. Maar dankie dat hulle hoop op u kan vestig. Dat hulle kan weet,
U is elke oomblik van elke dag saam met elkeen van hulle. Here, gaan ook saam met ons daar waar ons na die oop graf toe gaan om die finale stap af te handel. Dankie dat ons kan weet, ons hoef nooit te bekommer nie, want U is met ons. Seën elke een wat vanoggend hier is, dat hierdie woord sal indring in sy lewe, of in haar lewe, dat dit werklik sal deel word van ons uitkyk, ons siening, dat ons sal lewe tot U eer en tot U verheerliking. Dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen.